jaar terug daar in Rustenburg en maar op daai stadium het ek net gepreek. Die titel is al die tyd gewees, The Glory of God. Die heerlikheid van die Here in my en by my. En ek vra daardie gemeente, ek sê, wat sal julle doen as julle in die hemel, in God se koninkryk, in sy teenwoordigheid instap? En ek het verskeie antwoorde en hulle sê, maar ons gaan die Here loof, ons gaan hom prys, ons gaan hom aanbid. Ek sê vir elke goed, kom ons vat so 'n oefenloopie nou. Kom ons vat 'n oefenloopie. En hulle kyk my aan soos julle my aankyk vanoggend. Julle kyk my so, wat wil hy nou aanvang? Nee, ek wil niks aanvang nie. En ek gee hulle kans. Ek sê kom ons aanbid die Here en 'n paartjies kom en hulle lê so voor op hulle aangesig en party, weet jy, maar daar's nie baie lawaai gewees nie, weet jy. As ek sê lawaai, praat ek van outgoing. Wow. Jy sien want toe Jesaja om sien in Jesaja 6, toe sien hy die serafs roep uit heilig en die tempelposte bewe en die ouderlinge om die troon, hulle aanbid God. So daar's nie stilte gewees nie. There's no silent church in heaven, weet jy. Want God se grootheid en God se almag. En weet jy, Leslie, daar in die hemel, ne, is nie tyd nie. So met ander woorde, hulle is, ek kan nie eers sê 24 uur vandag, ek kan nie sê al die tyd aanbid hulle God. Maak hulle sy naam groot, hulle besing sy lof. Maar nou kom ek terug na hierdie gemeente toe en ek hou hulle dop en ek kyk, jy weet jy, en ek vra hulle toe die vraag, sê vir my hierdie ding, waar is God nou? Uit so klein bietjie ham op, Lionel, waar is God nou? Ek sê, ja, hy is in die hemel. Ek sê, dis reg, hy is in die hemel, maar waar nog? Jy sien, wanneer jy, en ek verduidelik vir hulle, en dis die probleem met die kerk. En ek praat nie van 'n denominasie, ek praat van die kerk. Dis die probleem waarmee ons sit. When you are born again, wanneer God se gees gekom het en hy jou oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ouens, luister baie mooi. Daar sit te veel mense binne in die kerk wat 'n bekering ondergaan het, maar nog nooit 'n wedergeboorte ondergaan het nie. So wanneer hulle gees, hulle denke dalk verander, maar hulle gees is nog nooit met God versoen nie. En daai versoening kan slegs kom deur wedergeboorte. Ek moet Jesus aanneem. Hy is die weg, waarheid en die lewe. En ek verduidelik vir hulle, maar as jy dag toe jy Jesus aanneem as jou saligmaker, toe kom maak hy woning in jou. En nou word jy sy huis. 1 Korintiërs 6 sê hy sê, julle is nou, die liggaam is die tempel van God se gees. So met ander woorde, nou is hy in jou. En nou is hy by jou. Nou vra ek vir hulle nou weer die vraag, wat gaan jy doen as jy in die hemel kom? Jy sien, as ek en jy God nie kan loof en kan prys na wedergeboorte nie, jy gaan dit nie maak in die hemel nie. Jy gaan sukkel. So ander woorde, wanneer ek na jou kyk, wat sien ek? Ek sien die beeld en ek sien die gelykenis van God. Of jy nou bruin is, of jy nou swart is, of jy nou wit is, of jy nou Indiaan is, of jy nou rooi is, it doesn't matter. Want God is gees. Jy het nie gekies om bruin te wees nie. Jy het nie gekies om swart te wees nie. Jy het nie gekies om wit te wees nie. God het gekies. So jy moet die beste wit man wees, jy moet die beste bruin man wees, jy moet die beste swart man wees, jy moet die beste Japanees wees. Die beste Chinees. Jy moet net die beste wees. Want jy het tot wedergeboorte gekom en toe kom maak hy woning in jou. En jy word soos die eerste Adam.
voor die sondeval. Al mense is min, maar dis waarheid. As jy jou Bybel ken, sal jy agterkom, ek praat waarheid met jou. Want die gees van waarheid is by my en hy's in my. So we want to worship the King. En die grootste dankbaarheid wat daar kan wees, is die dag toe hy my siel gered het. Die dag toe hy my kom stil staan het. Daai opgewondenheid, daai dankbaarheid teenoor God. Ons verloor dit so maklik. Dan verval ons in godsdiens, gewoonte, rituele. Ek wil vir jou sê, ons moet terugkom na daardie dag toe hy jou siel gered het. Daai dankbaarheid, daardie blydskap, daai openbaring. Hy's nou in my en hy's by my. Okay, julle kyk my so aan. Jesus is aan die woord. Johannes 14. Sê Jesus vir sy 12 disippels. Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, groter werke as wat ek gedoen, sal julle doen. Omdat ek, verskoning, omdat ek na my Vader gaan. En alles wat julle in my naam vra, sal Vader doen. Voorwaar, ek sê vir julle, groter werke as wat ek gedoen, sal julle doen. Maar dan sê hy aan vers 17, sê hy, en die gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, want hulle ken hom nie, en hulle sien hom nie. Wie? Die gees van waarheid. Totdat jy die gees van waarheid nie kan sien nie, sal jy nooit in waarheid lewe nie. Want daar is die gees, dis net, ek kan preek dat die visies bewe. Nou, dit kan met dalk mooi op die oor wees, maar dis die gees wat die woord moet lewend maak in jou gees, so jou denke vernuwe kan word. Sê omdat julle die gees van waarheid nie ken nie, en hulle sien hom nie, maar julle ken hom, want hy gaan by en in julle wees. En Kali, I know the truth. I know the spirit of truth. Hy's by my, en hy's in my, welkom. En dis iets wat ek en jy, we need to worship God all the time. Want dis die gees wat jou die waarheid bring, hy sê, hy is, want Jesus het gesê, die gees, wanneer hy kom, gaan hy julle herinner aan alles wat ek julle geleer het, en toekomstige dinge. Amen. So die kerk is nie kragteloos nie. Die kerk is nie kragteloos, ek kon staan nie by my. Die kerk is nie kragteloos, is jy nog 'n bietjie siek? Is jy siek? Is jy gesond? Soos 'n vis in die water. Here, more, maak haar heeltemal gesond, die Here. Jy sien, daar's 'n krag in jou. En ek het nou al wat vertel van julle twee van die, Tannie en die oom. Hulle was by die begrafnis gewees. En kan ek vir julle ietsie sê vanoggend? Ek wil julle komplimenteer. En as jy my goed ken, sal hulle vir jou sê, hy komplimenteer nie maklik nie. Want ek glo nie om hiening oor mense, ek moet jou waarheid vertel. Toe jou ma vir my gister sê, ons gaan kom besoek. Op begrafnisdienste kan jy maar, jy kan preek. Maar as daai ouens by daai deur is, die meeste van ons vergeet, as nie so mooi preek, maar die waarheid. Maar wat ek by julle twee sien, nou, ek sien egtheid. Ek sien, want jy sien, ek verstaan ouer mense. Want toe ek 'n jong man was, jonger as wat hy was, toe 'n ou tannie my eendag geroep, daar in Leidenburg, sy sê, pastoor, kan ek met jou praat? Ek sê, sy sê, jy moet ouer mense anders te hanteer as jy jong mense. Ja, want ek het nie onderskeid gemaak, ek het hulle almal, man, jy's kind van God, jy moet aan die gou kom, weet jy. Maar ek sien by julle twee,
daai opregtheid. En die Here het al 'n werk in julle lewe gedoen om losmaking te bring van tradisies. En nou kan ek vir julle ietsie sê vanoggend. Julle is nie te oud om nog meer losgemaak te word nie, hoor. Hoor wat ek julle vanoggend sê. Hoor die woord van die Here, hoor die Gees van God. En moet nooit uit ouderdom jou beperk nie. Dis die Gees van God in jou gees. Halleluja, amen. Amen en amen en amen. En weet jy, my dogter, ek gaan nou na die boodskap toe, maar my dogter Ansie, toe sy so 'n chokertjie was, nou Ansie het nie 'n saak gehad nie. Haar pa kon met iemand praat, nee. Maar sy my aandag wou hê, dan is hy niemand ons sien met wie ek praat nie. As hy by my kom en ek sê, Ansie, net so bietjie. Ek sê, pa, ek soek pa. Sy het nie dat mense met wie ek gepraat het. Sorry, as sy haar pa se aandag wou hê, dan het sy net besef, maar dis my pa daai. Dis my pa. En ek is sy kind, ek het reg, ek het meer reg op hom as wat hulle het. So ek moes hom maar net tot vandag toe. As hy met my wil praat en ek is hatig, so sê pa, luister. Meisiekinders is anderste, seuns. Maar ek wil met jou praat vandag, ons gaan nou sing, die 2 birthday girls gewees in die week, en ons sing ons ook vir ons birthday girls. En birthday boys, wie van julle, jy verjaar die week? Ja, jy. Ja, ek wil sien as jy koek nie, so jy kan nie verjaar het nie. Maar, let jy sê verjaarsdagdatum. O ja, ek en jy is maar jy kan maar weer verjaar, dis reg. Maar wat wil ek jou volgens sê, kind van die Here? Ek wil met jou praat. Ek wil jou nie bemoei nie, maar ek wil jou waarheid gee vanoggend. En hierdie boodskap is seker een van die grootste, belangrikste waarhede wat jy in jou gees moet kry en jou denke moet vernuwe word. Want jy sien die koninkryk van God, die evangelie van die koninkryk, dit is evangelie van ek is. Nou, baie preek die evangelie van Jesus wat was. En dis teologie en dis aards. Want jy kan Jesus wat was, toe hy op aarde was, kan jy net jou Bybel vat en jy kan jou Bybel lees. En jy kan alles van Jesus wat jy wil weet, kan jy, soos hy hom openbaar maak, in die skrifte kan jy hom ken. Is dit reg so? Is waar. Maar Jesus sê in Openbaring, sê hy vir Johannes, hy sê ek was, maar nou is ek. Hy was op die aarde gewees, maar toe hy op die aarde was hy nie in die mens gewees nie. Maar toe hy aan die kruis moet sterwe en hy roep uit, dit is volbring. En hy sterf en hy staan op uit die dode uit. En toe word hy my en jou verlosser. Hy word my en jou versoening, hy versoen ons met Vader God. Want dis hoekom hy vir sy disippels sê, vir Thomas sê, hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, en niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Baie mense wil deur hulle pastore, of hulle dominees, of hulle reverends, of tutus, so wil hulle na die Here toe kom. Nee, ons werk is om in jou Jesus te verkondig. You need to know Jesus. You need to know Jesus. You need to know Jesus. En dis al een wat jy moet gaan verkondig. Jy moet nie my gaan verkondig, jy moet nie dunamis verkondig. Jy moet Jesus verkondig. Die Jesus wat ek aan jou verkondig, moet jy gaan verkondig. Maar nou sê hy sê ek is. Nou is hy in my. Na wedergeboorte, nadat die Gees my oortuig het.
Ouens, ek het in die kerk gesit vir 30 jaar, binne in die kerk voorste gestoel tussen die jare toe ek 17 jaar oud was, onbekeerd. Ek het gedink, ek het onder misleiding gesit, maar die aand, Februarie maand 84, toe God se gees by my kom stilstaan en ek kom tot wedergeboorte, dis hoekom ek so hamer, ouens, ek het vir 30 jaar in misleiding gesit. Ek was opreg, maar opreg verkeerd gewees. En niemand kon dit sien nie, want hulle het my Christendom gemeet aan my betrokkenheid in 'n gemeente. So het hulle my jammer ouens, as dit soveel mense, hulle word gebore in die kerk, hulle gaan dood in die kerk. En dan sê die dominee of die predikant of die pastoor sê, maar hulle moet in die hemel wees. Op grond waarvan sê ek, hulle is in die hemel? Ja, maar hulle is in die kerk gewees, sulke mooi mense gewees. Hulle het vir die kerk gewerk. Al die koeksusters wat ek gebak het, het die kerk gehelp, die gebou gehelp, ja. Maar die kerk gehelp nie. Maar jy sien wat Nuwe Testament is, nadat jy tot wedergeboorte gekom het, kom maak hy woning in jou. Nou is Jesus die ek is in jou. En hy wil Jesus in sy kerk wees. Want soos jy 'n liggaam het en hy kom maak woning in jou. Nou, so sê hy vir ons in Efesiërs, Papa Vader sê, hy het vir sy seun 'n liggaam, 'n gemeente gegee, hy het hom die hoof gemaak. Lees Efesiërs hoofstuk 1 van vers 23 tot aan die einde. Hoekom het jy 'n liggaam? Om lekker appeltaart te eet. Hy het lekker gesmaak hoor. Kom aan, jy het 'n liggaam nodig om jou gees en jou siel deur te laat manifesteer. So in ander woorde, as iemand vir my sê dis 'n mooi mens, dan wil ek weet hoekom sê jy dis 'n mooi mens? Want as mooi mens party, jy sal dit lyk so. En dit goeie maniere. Maar as dit nou 'n mooi mens, ja, is 'n mooi mens in die natuurlike, maar in die geestelike. Nee. Ek sê baie keer, as jy maar net weet wie in daai liggaam is, dan wonder ek hoe vriende sal jy nog gewees het. Want die Bybel sê net die gees, net jy weet dit in jou gees, is niemand anders dan nie. En ek en jy is meesters daarin om mense aan te kyk. Hy moet toch net nie binne kyk nie. Maar wat wil ek jou volgens sê? Hy is in jou, Malcolm, hy is in jou, en hy is by jou, en hy wil, soos die gees in jou is, wil hy jou denke vernuwe. Want hoekom moet jou denke vernuwe word? Want ons denke is ou denke, ons kom uit die wêreld uit, ons kom uit die koninkryk van duisternis uit, met 'n denke, nou wil ons in die kerk, met daardie denke, wil ons 'n godsdienst speel. You cannot do that. Ons kan dit nie doen nie, ouens, jou denke moet vernuwe word, en dis wat die apostel Paulus sê, hy sê, laat julle gemoed vernuwe word, Romeine 12 vers 1 en 2 sê hy, stel jou liggaam as 'n lewende, heilige, welgevallige offer aan God, sê hy, en dan sê hy, laat julle denke vernuwe word, jou denke moet vernuwe word, so jy God se volmaakte wil vir jou lewe kan ken, Jakobus, kan ken, ken jy die wil van God? Kan ek jou vertel, die wil van God is dat jy Jesus vir die wêreld moet wees. Jy moet Jesus vir die wêreld wees. Jy moet Jesus vir die wêreld wees. Ag, Here help hulle. Jy moet Jesus vir die wêreld wees, want weet jy hoekom? Want die werke van Jesus moet jy volbring. Groter werke as wat hy gedoen het, gaan julle doen. Amen. Maar ons sukkel om daardie werke te volbring. Want nommer 1, ons word dit nie geleer nie. En nommer 2, wanneer ons dit doen, dan kom, dis nou die boodskap, dan kom vervolging in. En ons wil nie vervolg word nie.
En dis hoekom dit makliker is om Jesus wat die ek was te verkondig, as om Jesus wat ek is te verkondig. Nou hoor wat sê die woord, Efesiërs 3:20 sê hy, dis Vader God, en hy het mag om te doen, ver bo kan dit wat ek en jy kan bid of dink, deur die krag wat? In ons werk. Weet jy wat die krag is in jou, suster? Oh man, as Eskom jou in die hande kry, gaan jou gebruik om krag op te wek. As soveel krag in jou, as soveel krag in jou, Here help ons, dit is genoeg. Vader God spreek met 'n woord. Toe hy die woord spreek, toe is daar lig. Skeiding tussen lig en duisternis. Hy het 'n woord gespreek, maar ons verstaan nie die krag wat in ons werk nie. Maar nou jy sien, jy het 'n liggaam, maar Vader het vir sy seun ook 'n liggaam gegee. Jesus was een mens gewees toe hy aarde toe gekom het, maar nou het hy 'n liggaam en ons is sy liggaam. Almal wat tot wedergeboorte gekom het, is sy liggaam. Nou moet ons die lig en die sout wees, ons moet klaar kry om ons denominasies en ons kerkies te promoveer, ons moet Jesus promoveer. Dunamis kan jou nie red nie, Jesus red jou. Dunamis bediening is die naam, is 'n kragbediening. Toe ek tot wedergeboorte kom, welkom, the first thing God told me, seek my power. Soek my krag. Ek kom uit die NG Kerk uit, ou broer. Ek gaan jou sê, daar, ons het gekasseer en al die goedes doen, but I never saw the power. I never saw the gifts of the Spirit of God manifest. En nou sê die Here vir my, soek my krag. En ek kom tot wedergeboorte, maar duidelik, weet jy, red dit duidelik, soos ek vir jou praat, sê die Here vir my, soek my krag. Soek my krag, daarna ek tot wedergeboorte, soek my krag. Krag? Power? Here, wat sê U vir my? Toe begin ek nou te kyk na die gawes van die Gees, ek lees dit en die Heilige Gees leer my. Nou sit ek my Bybel daar nie, ek het niemand wat my leer nie. Nou stap ek om my Bybel. Dan sê ek, Here, dankie vir die gawe van profesie. Here, dankie vir die gawe van tale. Dankie, so noem ek al 9 gawes. Heers, ek ken die gawes se name, man. En dan partykeer dan trek ek my skoene uit, dan staan ek op my Bybel en sê, Here, ek staan op U woord. Here, ek soek U krag. I'm desperate for the power of God. I'm telling you this morning, until you got the revelation of the presence of God, He is within you, you will never have spiritual power. You will have knowledge, jy sal kennis hê, maar jy gaan nie krag hê nie. En dis hoekom in die meeste in die gemeentes wat waar daar prediking is, nou, ons noem die kerk, wees nou power. But you need to know the power of God is within you. So you need to do the works of Jesus. Amen. Kom ons gaan na die boodskap toe. Dis nie die inleiding gewees. Ons gaan nie offer opneem daarvoor nie. Ons gaan nou net na die boodskap toe. Moenie worry nie. Ons gaan nie die hele dag hier wees nie. Daar's 'n beloning in die hemel vir iets wat jy op aarde verwerp en vir my. As beloning in die hemel vir iets wat jy op hierdie aarde, jy vermy dit. Jy soek nie dit nie. Jy vermy dit, jy hou nie daarvan nie. Maar in die hemel is daar beloning. En wanneer jy die openbaring kry, geopende verstand kry, wanneer jy tot wedergeboorte gekom het, jou gees is lewend. Nou kom God, Heilige Gees, die Gees van waarheid, hy verlig jou gees en nou word jou denke verlig. Wanneer dit met jou gebeur en jy begin die stelsel van die koninkryk van God te werk. Julle onthou ons moet die koninkryk van God werk. Ouens, ons praat nie daaroor nie, ons werk hom. The kingdom of God. Onse Vader wat in die hemel is. Laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Wat is God se wil vir jou in hierdie liggaam, op hierdie aarde, in die Parel, of in Klapmuts, of Simodium, of waar ook jy al jou bevind, waar jy na my luister op YouTube.
Wat is God se wil vir jou? Totdat jy nie openbaring kry van die ek is in jou nie. Wie jy is nie. Jy is nie maar nie nou meer na wedergeboorte arme sondaartjie nie. Want jy is nie meer 'n sondaar nie. Sondaars gaan nie hemel toe nie. Sondaars kan nie met Vader God versoen word nie, want die sonde wat toe Adam en Eva sondig in die sonde kom in hulle toe, onttrek God. Hy lewe nie saam met sonde nie. Sê jy maar nou, pastoor, maar ek doen nog sonde, en is dit jou gewoonte? Sê, dis hoekom Jesus vir jou in die kruis uitgesterf het, eenmaal, en het boete gedoen vir jou sonde. Het gee jou nie vrye reg om aan te gaan met jou sonde nie. Jy moet breek met daai sonde. Maar nou kom jy tot wedergeboorte. Jou denke is vernuwe. Nou begin jy die koninkryk van God, want as ons die twee koninkryke, die koninkryk van die duisternis wat ons in groot geword het, mamma, papa, ouma, oupa, pastoor, dominee en juffrou, meneer en maak nie saak wie, almal het goeders in jou kop ingesit. Hulle het jou 'n waardesisteem geleer en jy het geglo hulle is reg, want jy moet mos verstaan, dis my pa gewees, is my ouma gewees, my oupa was 'n godsman gewees. Jy sien, nou glo ons hulle is reg. Maar ons vat nie daai waarheid terug na die Bybel toe nie. Oupa en ouma was dalk baie lief vir die Here gewees, maar hulle het nie altyd in die volle waarheid gelewe nie. Okay, that's fine. Maar gaan toets wat ek sê aan die woord. Ja, maar jy vat my oupa aan. Maar ek ken nie jou oupa nie, ek vat hom nie aan nie. Ek vat die waardesisteem aan. Amen. Toe ek tot wedergeboorte gekom het, toe moes my denke, Jakobus, ek het baie kennis gehad van die Bybel, ek het nogal baie kennis gehad. So ek kon die ander ouens, waar ek tot wedergeboorte gekom het, ek kon hulle 'n goeie gou gee met kennis, maar nie met krag nie. Maar ek wil vanoggend met jou praat oor, luister mooi, oor dit, wat jy in die hemel beloning, en van die hemel af beloning kry jy ook op hierdie aarde, wat jy nie wil hê nie. Want daai beloning, omdat jy dit nie wil hê nie, omdat jy nie daarvan hou nie, verwerp jy dit. Kom ons na daai koek kyk, daar staan net 2 koeke daar. Daai koek sal jy lyk daarom lekker, nee. Ek weet nie of julle af en toe kyk op. Nee, maar koek is lekker. Ek hou van soetigheid. Dis hoekom ek 'n soet mens is. My vrou dankie so nie, maar ek is 'n soet mens. Maar daar's beloning vir jou. Maar die beloning is daar, dit is daar gepraat. Jy kan maak net wat jy wil, jy kan wees wie jy wil. Nee. God het klaar gepraat oor hierdie beloning. Sê pastoor, kom nou nie tot die punt. Ons gaan nou tot die punt kom. Ek wil nie jy moet die boodskap vergeet nie. Okay? Maar nadat jy die stelsel van God se koninkryk leer ken het, dit leer praat het, want jy sien, want nou begin jy die godsdienstigheid, wat in mense is, godsdienstige geeste, begin jy uit te klee. En dat iemand jou godsdienst aanvat, dan kyk jy, hoe reageer jy? Kyk hoe tree jy op? En nou, jy's opreg, maar opreg verkeerd. Daai wat jy sê is waarheid. Manifesteer die koninkryk van God daai waarheid in jou lewe. Dis die vraag. Maar ons het geword soos 'n lot vol struise in die kerk. God help die kerk. Ons voeter maar net in tot ons dood. Maar ons belewe nooit die koninkryk van God nie. Ons belewe nie die krag, wat doen ons power nie. Why? There's no Rhema word.
Iemand moet jou lief genoeg hê, Callie, om jou waarheid te vertel. Ja, Pierre, kom eens, ja, Malcolm, tap. No, you need to hear truth. Dis die verantwoordelikheid van die predikers, dis die verantwoordelikheid van die 5voudige bediening. Jy kan dit gaan lees in Efesiërs hoofstuk 4 vanaf vers 11. Jesus het hulle gegee, maar daar's te veel wat gaan leer het vir predikers, né? Hulle is nie geroep nie. Hulle het nie daai gawe wat God, want dit is 'n gawe van God af. Elkeen wat hier sit vanoggend het 'n gawe van die Here. My gawe verskil van joune en joune verskil van myne. But you got a gift. Jy het talente. Waarmee jy moet werk. En nou, kind van die Here, wanneer jy begin die koninkryk van God te werk, wanneer jy openbaring kry van die krag wat in jou is, Jesus wat in jou is, en jy kyk in die spieël in die oggend, en jy kyk en jy maak eers 'n bietjie in die oogie skoon, en jy kyk sê, wow, Jesus, I love you. Sê nee, jy is nou besig om jouself, no, Jesus in my. Jesus wat in my is, ek kyk in die spieël, dan sê ek vir hom, Jesus, ek is lief vir u. Vader, ek is lief vir u, dankie Heilige Gees. Want waar is hy? Hy's in my. Kom, ek het net ook gesê, ek het begin, die kerk verstaan nie hierdie waarheid nie. But the presence of God, the glory of God beteken die teenwoordigheid van die Here. En dis hoekom Paulus vir die Efesiërs bid aan Efesiërs 1 van die vers 15, 16, 17 sê, en mag die Vader van die Heerlikheid, die God van ons Here Jesus Christus aan julle gee, sy gees van wysheid en openbaring, dat jy God kan ken. Waar? In jou. In jou. In jou, in jou, in jou, in jou, in jou, in jou. You need to know him within, in, binne in jou. In jou gees. Jou denke moet vernuwe word. Die sondaar daar buite wil nie 'n kerk sien nie. Hulle wil nie godsdienstige mense sien nie. They want to see Jesus, and only Jesus is the way. Maar ek praat met manne en vroue wat hierdie waarheid verstaan. Nou begin jy te verstaan, hy's in jou, jy's in sy koninkryk, jy werk sy koninkryk soos hy opgeteken is in die woord. Jy begin dit te predik, jy begin dit te demonstreer. Jy begin dit te wys. Jy begin hom in jou te wys in die situasies van die mense wat voor jou is. Wanneer jou situasie kom, dan wys jy die situasie. My God is bigger than all my problems. He's bigger than all my problems, what I cannot see. Jy ken mos daai een, daai lied. Dis wie hy is. Dis wie u moet wees. En luister mooi. God wat in die hemele is, God wat by my is, God wat in my is, sal vir jou sê, hy praat waarheid met jou. Maar die leuen van Satan, hy floreer, wie is jy nou? Ek het julle vertel, jongman, ek is een van 8 kinders. 6 seuns, 2 meisiekinders. Nou kyk, ons broers, kon 'n appelkar in enige dorp omgooi. Hier ons het oud gewees. As ons die krag, daai tyd was die kragdrade nog bo op die pale gewees. Julle sal dit nog onthou nou, die ouens vandag, die kragdrade is onder, né? As ons die straat se ligte wil uitgooi om te gaan vrugte steel, dan trip ons die krag. Weet jy hoe trip ons die krag? Vat 'n lang draad te gooi maar oor daai drade. Uit die drade, dan steel jy vrugte. Julle het mos nie die goeders gedoen nie. Nee, julle is nie so slim gewees nie. Maar weet jy toe die Here my red? Toe ek tot weet, en dis hoekom ek sê, ek kan duidelik sien wat ou tot bekering gekom, en wat ou het tot wedergeboorte. You can see it, man, you can see it.
You need to be born again. En nou moet jou gees vernuwe word. Nou begin jy die koninkryk van God te demonstreer. En wat gebeur nou? Jou pelle. Of no more, but then you will see your pelle. Jy moet pelle hê hoor. Anders aan wie gaan jy nie evangelie verkondig? En almal. Jy sien, maar nou begin jy, want hulle het jou geken. Oom, hulle het my geken. Ek was op die spoorweg gewerk, is nie al my lewe lank in die bediening nie. Toe ek hoofdas terreinmeester was daar so 140 mense onder my gewees, op 'n skof. Hulle het geweet, daai ou kan die duiwel skaal maak met sy vloekery. Maar toe tot wedergeboorte kom, om te verander my lewe. Hulle kyk na my en sê, jy, want dat my geken. Maar en ek lewe Jesus, ek is lief vir die Here hou my vas. Na 6 maande, nou weet jy, dink jy kom hulle toe met hulle probleme. Toe sien hulle, ek was genuine gewees. Ek het nie net 'n bekering, 'n gedagte, want hulle hou nie vir 'n rukkie. Wees nou pel. Maar toe sien hulle, maar hierdie man het tot wedergeboorte gekom. En nou begin ek die evangelie, nou begin ek Jesus te verkondig. En toe begin die vervolginge. En dis waarvan ons nie hou nie. Vervolginge. You will see, and I'm going to tell you something, and if it's not true, you can tell me, Pastor, it's not true. Maar jy sal vervolging uit jou eie huisgesin kry. We love the people, maar hulle vervolg ons. Hoekom vervolg hulle ons? Omdat Jesus in jou is. Jesus is nou. Was nie, hy is nou in jou. Nou begin jy die ware evangelie te verkondig. Nou dit maak iets anders van jou. Dit maak dat jy 'n disipel word van Jesus. Voorwaar ek sê vir jou grote werk is wat ek doen, sal julle doen. Nou stuur Jesus hulle uit. Hulle gaan doen die werke van Jesus. Hulle gaan verkondig die evangelie van die koninkryk van God. Ek kry vanoggend nou 'n WhatsApp van 'n persoon, ek was noem net 'n persoon. Die persoon sê, sy het haar werk verloor, die 1 April, sy weet nie wat die rede was nie. Maar kan ek nie net, ken ek nie iemand wat antibiotika kan kry vir haar nie, want sy het 'n nierprobleem of iets. En sover my kennis is, moet jy antibiotika moet deur 'n dokter voorgeskryf word, jy kan nie meer sommer oor die toonbank koop nie. Maar ek dacht, man, nee man, jy was ander medisyne. Ek ken hom, want sy sê, maar jy ken ons amper almal in die Parel. Jene, oom, ek het jou eers gister Vrydag geleer ken. Ek kan julle die WhatsApp wys, is waar. En ek klim op 'n drukke knoppie. En ek stuur 'n voice, maar ek sê, ek ken nie almal in die Parel nie. Ek sou het gelike het, maar ek ken nie almal nie. Ek sê, maar kom dat ek genesing spreek oor daai niere. Ons gee Jesus antibiotika. Stuur my terug, dis net dankie. Moenie jou geleenthede mis nie, man. Wees Jesus, hoekom jy op aarde is, hoekom jy gered is. Moenie dat vervolging jou weerhou van jou beloning nie. Nee, suster. Dis waar. Ons hou nie daarvan nie. Ons hou nie van, niemand van ons hou daarvan om verwerp te word nie. Niemand van ons hou daarvan om vervolg te word nie. Maar die Bybel sê daar's beloning. Ons gaan net 'n bietjie aan. Nou, hulle gaan jou vervolg. Wie gaan jou vervolg? Almal wat nie tot wedergeboorte gekom het nie. Nou, ek praat nie van baie sit in die kerk. Ek was vir 30 jaar, ek het my bekeer, maar I was not born again. So ek het in misleiding gesit. Ek het in 'n 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 misleiding gesit. So ek het in misleiding gesit.
Kom kyk. Nou, jy kan maar, ek gee jou brief. Begin na Jesus te verkondig. Maar gaan net 'n bietjie verder as Jesus as 'n redder. Dis maklik om te sê, hey, Jesus red. Hulle moet die redding van Jesus in jou lewe kan sien, geliefdes. En die tweede ding is, dis nog fyn, ek het Jesus aangeneem as my saligmaker, maar begin jy nou die werke van Jesus doen. Dan sal jy vervolging sien. En ons wil nie vervolg word nie, en omdat ons nie vervolg wil word nie, daarom doen ons nie die werke van Jesus nie. Kom, gaan stap in daar by jou, by 'n gemeente, maak saak waar jy is, of by jou familie. En daar's 'n sieke, dan sê jy vir daai sieke, kom, laat jou gou gesond maak. Jy hulle gesond maak, Jesus moet gesond maak. Waar lees ek en jy dit? Die Bybel sê, Jesus sê, ek gee jou mag en gesag oor al die duiwels. Gaan maak die siekes gesond. Dan sê Jesus, gaan verkondig die evangelie van die koninkryk van God, en die evangelie van die koninkryk van God, hy was, maar hy is nie meer nie, hy is nou in my. Nou moet ek die werke doen, wat Jesus gedoen het, toe hy op aarde was. Ek is sy liggaam, ek is sy kerk. Lees net jou Bybel, ouens. Lees net jou Bybel, dit lê alles oop en bloot, ek verkondig jou nie teologie nie, ek verkondig jou net jou Bybel. Nou begin jy, so kom dat jou gezond maak, dan kyk jy daai, jy. Ek hou baie geneesingsseminare, en ek begin altyd, nadat hulle boeke gekry het en so aan, dan vraag ek, wie is siek onder julle? Dan kom staan daar, is altyd jy sieke. Kom staan hulle daar. Dan vraag ek, wie van julle wil hulle gesond maak? Dan staan 'n paar op, dan steek hulle vas. Hulle het moed, soos Petrus op die water geloop het, maar nie tot op 'n punt en sink hy. Maar ek wil jou sê, dan kom hulle halfpad, sê nee, maar Jesus moet hulle gesond maak. Dan vra ek, gee my nie skrif vir dit, want as jy met my gaan praat, gaan jy met skrif praat. Wys my waar dit staan. Jesus het dan gesê, jy moet dit doen. Nou begin jy hulle gesond maak. Nou begin jy in ander tale te praat. Nou begin jy duiwels uit te dryf. En hierdie ouens wat jou sommer so gomme op jou wil gooi, hulle vrek ook sommer uit. Come on, ouens. It's a bad spirit. Dan kyk jy die vervolging. En dis wat ons, die kerk, wil nie daai vervolging deurgaan nie. Maar die Bybel sê, daar's beloning in die hemel, wat sal manifesteer, op daai oomblik wat jy op aarde die vervolging verdra. Nou, kom ons gaan so 'n bietjie haastig wees. Kom ons lees 'n bietjie 2 Timoteus 3. 2 Timoteus 2 in hoofstuk 3. Net 2 teksversies, ek gaan onthou net hierdie teksverse. 2 Timoteus 2 vers 24. En 'n diensknegt, met ander woorde 'n disipel van die Here moet nie twis nie. Kyk vir my. Kyk vir my. As jy 'n diensknegt van die Here moenie twis nie. Dis maklik om te twis. Maar dis 'n ander ding wanneer jy Jesus verkondig en jy demonstreer die waarheid. Dan twis hulle nie meer nie. Toe die 4 junior profete vir ietsie so 48 pastore dominees, toe hulle ons vra, are you born again? Nou vra jy so 'n vraag dan nou vir die predikers. We are born again, dan wil ons met skriftekste verse kon sê, no, show us that you are born again. Wys ons dat jy tot wedergeboorte, wys ons.
En nou wil ons met hulle redeneer. Hulle sê, ons ken al die skrifte, pastore, dominees en die reverends, ons ken alles. Wys ons dat jy tot wedergeboorte gekom het. Het hulle reg gehad om ons daai vraag te vra? Want jy sien, ons wil redeneer. Ons wil met hulle twis. En al wat hulle sê met die liefde is daai lankmoedigheid, daai self. Show us that you are born again. Dis al wat hulle vra. Weet jy ons soveel lieders sê daai 4 junior profete vir ons, wys ons net. Dis al wat hulle vra. Wil nie redeneer nie, wil nie twis nie. Hulle wil nie hulle stemme verhef nie. Hulle wil nie skreeu nie. Hulle wil niemand wegjaag nie. Al wat hulle vra. Show us that you are born again. En as jy daai vraag vandag in die kerk vra of 'n predikers vra, sal jy agterkom hoeveel twis en hoeveel redenasies sal jy kry. Want hulle verkondig Jesus wat was, maar nie Jesus ek is nie. Kom ons lees. En 'n diensknegt van die Here moenie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal. Nou hoor wat sê, bekwaam om te onderrig en een wat? Kwaad kan verdra. Dis hierdie teks wat ek nou vanoggend jou, dis die eerste ding as ek jou gaan toerus, nee. Jy het oor 'n week of 2 wanneer ek die volgende groep invat sondaande en wanneer ek lering gee, nee, jy weet om jou toe te rus, dis die eerste ding wat ek met jou gaan praat oor. Jy moet kwaad kan verdra. As jy kwaad nie kan verdra, dan gaan jy aanstoot neem. En as jy aanstoot neem, jy weet ons wat maak aanstoot. Hè? Eers stil, jy kry eers stilstype. Hè? Met aanstoot, jy kan maar kyk, by die huis, by die kerk, by die werk oor ons, kry jy stilstype, jy raak stil. Dan kry jy klem in die kaak. Hè? Jy kan maar praat, jy mag nie jy mond op nie. En dan kry jy onttrekkingssimptome. Dan onttrek jy, dan vertel jy die anders, die Here het my uitgelei. Jy lieg soos 'n vlieg, man. Jy het aanstoot gevat. Want jy kon nie kwaad verdra nie. Nou sê Paulus vir sy geestelike seun Timoteus, jy moet kwaad kan verdra. Jy moet onthou Timoteus, moet hy die volle vuur gekry. Want hoekom? Hy's 'n jong man gewees. Hy's 'n jong man gewees. Nou wie is hierdie jong man wat vir die ou manne kom lering gee? Waar kom jy vandaan, man? Jy's nog 'n snotkop, hè? Skies toch vir die taal, maar dis hoe die mense praat, man. Seker nie daar in Bloemfontein, nie by ons nie. Maar kom ek jou vertel, nou sê hy sê, jy moet kwaad kan verdra. Nou kom ons gaan na die volgende hoofstuk toe, vers 12, Timoteus 3 vers 12. En almal wat godsvrugtig wil lewe in Christus, kind van God, ek pleit by jou. Maak seker, you are born again. Hy is in jou. As hy in jou is, wie kan teen jou wees? Daai ouens wat wil warra en jou wil sleg sê en jou wil verneder, hulle maak nie impak nie. Hulle skreeu, hulle gou en hulle wil jou sleg sê. Hulle beskinder jou, man. Maar dit maak geen impak nie. Kom kerk. Daar's beloning. Daar's beloning vir my en jou as ons ter wille van die evangelie van Jesus Christus vervolg word. Wanneer gaan jy beloning kry jy nog wanneer jy in die hemel is? Nee, Annelie, nee, jy kry dit hier op aarde. Jy het die beloning in die hemel nodig. Daar's volheid is in die hemel. Waar het jy beloning? Ek het hom hier nodig, hè? Toe oom hy daag so met die pilaar sit. Ek ken nie die mense Vrydag. Hy sê vir my pastoor, jy het my teruggevat na die dag toe ek tot wedergeboorte gekom. Hy sê ek kom uit die Rooms-Katolieke kerk uit sy.
As jy dit oorgaan na die Lutherse kerk toe, maar jy het my teruggevat na die dag toe waar ek Jesus aangeneem is as my saligmaker. Hy is op pad 80 toe. Dis my beloning. Dis wat maak dat ek aangaan. Ek kan nie ophou nie. Dis hoekom ek 135 jaar oud moet word. Om die ouens te gaan vertel, Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. You need to become the body of Jesus. Ek is amper klaar. Here help my. En almal wat godsvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Hoekom het hulle Jesus doodgemaak? Weet jy hoekom? Kom ek jou vertel. Weet jy hoekom gaan hulle jou wil doodmaak? As jy die werke van Jesus begin doen. Wanneer jy begin, seker soos onmaak duiwels uit die ry wat ander tale praat en jy vat die heerskappy wat God aan jou toevertrou is en jy onderwerp die koninkryk van die duisternis, dis wanneer hulle jou begin vervolg. Die godsdienstige ouens wat nog nie tot wederbeeld bestaan dit nie. Hulle jy word vir hulle 'n gevaar. Jy hoor as die politieke party, ek weet eers bietjie met hulle mok. Daar is 'n rooi gevaar, daar is 'n swart gevaar en daar is 'n wit gevaar. Here help hierdie lot Filistyne. Dat ek nog net by Jesus kan uitkom, en sê Jesus wat Suid-Afrika kan red. Jy moet hoor hoe praat hulle, ek hou van die politiek, ek hou van die parlement. Né? Van waar kan ek in 'n ander stuk sirkus verniet kyk? Ek sit en luister hoe hulle praat. Ek luister hoe hulle mekaar ondermyn. Ek luister hoe hulle mekaar belieg. Vir eie gewin. Politieke punte. Maar ek wil jou vandag sê, as jy Jesus verkondig, as jy die werke van die Here Jesus begin doen, wanneer Jesus hom openbaar maak aan jou en deur jou, vervolging, maar wie gaan jou vervolg? Kom ek wil jou ietsie vertel, dan gaan jy die politiek ook sommer beter verstaan. Gaan saam met my na 1 Korintiërs hoofstuk 2 toe. 1 Korintiërs 2. Maak 'n sin kyk. Maar daar is nog die beloning uitkom nog. 1 Korintiërs 2, wat sê hy so? Wat sê hy so vir ons? Dan eers kyk nou waar, vers 14, vers 14 sê. As jy maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Nou, hoekom is hierdie teksvers vir my en jou so belangrik? Want as jy daai teks nie verstaan nie, dan mis jy jou beloning. Want dan gaan jy nie Jesus verkondig nie, want jy wil nie vervolg word nie. Maar wanneer jy kan verstaan, wanneer jy met mense begin deel, daar's 'n verskil tussen bekering en wedergeboorte. Baie ouens het net tot bekeer, maar nog nooit, gees is nog nooit weergebore nie. Jy sien, wanneer jy tot wedergeboorte kom maak God woning in jou gees. Die gees van waarheid is nou by en in jou. God praat net met jou gees, God praat nie met jou verstand nie, jy kan maar jou Bybel lees. God praat net met jou gees, want God is gees. Okay? So met ander woorde, nou praat hy met jou gees, en bring hy waarheid in. Nou moet jy die waarheid wat in jou gees is, moet jy nou opbring, so jou denke vernuwe kan word. Maar tussen jou gees en jou denke, is daar iets wat ons noem 'n wil. Nou met daai wil ek verander of ek wil nie verander nie. Ek wil vervolg word of ek wil nie vervolg word nie. Die wil. So met ander woorde, jy wil jou wil vir die Here gee en die Here gaan nie jou wil vat nie. Want dan het hy 'n robot. God maak nie robots, God het mense gemaak na sy beeld. God is nie 'n robot nie. Okay? Nou kom hierdie waarheid hier en met die wil. Nou kom die gees van die waarheid, En nou verlig hy my denke, ek moet wil verander. Ek moet nie net meer 'n stoelsitter wil wees nie. Ek wil nou Jesus wees vir die wêreld.
Julle is die lig. Julle is die sout. As jy nie preek nie, hoe gaan hulle weet? Ek het binne in die kerk gesit 30 jaar. Maar as 'n natuurlike mens, ek het dinge van die Gees, ek het die dinge van die ek was, die Bybel is geskrywe. So anders ek kon met my intellek, kon ek hom verstaan. Okay? Ek kon lees, en ek het gelees, dan was dit Jesus wat die was. Okay? Maar nou sê Jesus, hy sê, ek is in jou. Soos, jy sê, herstel na die eerste Adam toe, voor die sonde. Hy kan woning maak in jou. En dis hoekom hy vir ons sê in 2 Korintiërs 3 vers 18, soos in 'n spieël heen te kyk, met 'n onbedekte gesig. Met ander woorde, die leuen is weggeneem. Ek kyk in die spieël met 'n onbedekte gesig. Nou verander ek van heerlikheid tot heerlikheid deur Christus wat die Gees is. Amen. Die kerk moet verander. Ons moet nie lidmate wil jaag nie. Ons moet nie geld jaag nie. Ons moet nie geboue jaag nie. Ons moet Jesus, ons moet na mense kan kyk. And you need to love people. Jy moet daar kan staan waar Jesus gestaan het en hy kyk oor die skare. En hy het bewoog geword in die hart, in die siel bewoog geword. As jy kyk daai skaap, hulle het nie 'n herder nie. Dan sê hy bid die Vader van die oes dat hy sal instuur. God wag vir jou en vir my. Wanneer weet ek het my roeping vervul? Is wanneer u roeping uitlewe. Dan het ek my roeping vervul. Okay? En kom ons lees net gou 'n laaste teksvers. Is dit reg so? Okay, amen. Moenie worry nie man. Jy kan vanaand 'n bietjie af hier, jy kan vanaand by die huis wees, nie? Of jy kan 'n ander gemeente gaan besoek as jy wil. Nou sê hy vir ons Matteus 5 vers 11-12. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg. Salig is jy, nee, as daar geen vervolging is nie. As daar nie vervolging is nie, George, as daar nie vervolging is nie, nee, dan doen jy nie jou werk nie. Dan vervolging as jy salig is julle, wanneer jy vervolg word, terwille van, doen noem ons bediening. Nee, wanneer jy vervolg word terwille van Jesus. Jesus is die weg, Jesus is die waarheid, Jesus is die lewe. Kom kyk. Nee, dan gaan hy anders sê, salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad in julle spreek om my en wil. Ou broer, suster, seun, dogter, wanneer jy begin siekes gesond maak, nee, wanneer jy begin duiwels uitdrywe, hoor wat hulle vir jou gaan sê. Dink jy gaan dit vryspring wat hulle gesê het, maar Jesus drywe die duiwel uit deur Beelzebul. Dink jy gaan vrygespring word, nee? Dink jy, daai godsdienstige ouens gaan nie daai tekste ophaal of jy sê, Marika, weet jy, nee, eendag sal sê, maar Here, ek het dit in die naam gedoen. Hulle kom met al daai teksverse om jou te weerhou, om jou roeping uit te lewe. Kom, geliefdes, kyk net na jou Bybel, en lê oop en bloot. As jy vervolg word terwille van jou eie stupidheid, dan moet jy maar jou pak vat. Ek het baie pakke gevat, omdat ek dom, stupid is nie goeie kans sal taal nie, nee. Maar stupid bly stupid. Okay, right, goed. Nou hoor wat sê, hy sê, verbly en verheug julle. Here help ons. Help die kerk. Hy sê, as jy vervolg word, jy het gesien Joseph kon nou in sy sak en as gaan, die trane loop in die mascara, vloei, Here, ek het dat goed gedoen, kyk wat maak hulle met my. Read jou Bybel, man. Lees jou Bybel.
as hulle jou vervolg, Jakobus, is dit salig. Salig, Elie, salig. Salig. Nou moet jy bly word. Ek word vervolg. Ja, julle ouens kyk my so aan, julle maak my... Nou gaan julle natuurlijk sê, ja, maar ons luister aandagtig. Ek hoop julle luister aandagtig. Want ek saai onverganklike saad in jou gees en jy moet goeie grond wees. Ek soek 'n oes, ouens. Ek soek nie 'n 30-voudige oes nie. Ek soek nie 'n 60, ek soek 'n 100-voudige oes by jou. Want ek het my lewe vir jou vandag gegee. Ek het my tyd vir jou gegee. Ek het die woord van God vir jou gegee. As jy agter louter vergeet, as jy, wow, nou moet jy begin rejoice. Wow. Ek word vervolg ter wille van Jesus, nie ter wille van my stupidheid nie. As jy moet jy bly wees. Jy help hulle. Nou wil sê, verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. So moenie dink jy kan soos Elia daar gesit met die spruitkrit gesê, ag Here, neem my weg nie. Jy moet verstaan, Elia het pas 850 vals profete, preachers het hy geslag. Hulle het gesien hoe kom die reën. Hy sê vir Agab, jy moet wikkel, ja, kom groot reën, jy gaan verspoel, jy moet by die huis kom. Wat sê jy sê wel, jy sê vir, hey, jy sê hoor wat hy gedoen het met die profete en die priesters, dat sê, so pad vir jou. Hierdie ou vergeet dat God groter is as die seebeel. En hy hardloop, soos 'n goeie Pinkstermens. Hy hardloop, hy kon daar by spruitkrit, en weet wat maak hy toe les nie? Toe skryf hy sy bedanking uit. Die Here het my gelei. Wie wat sê hy vir God? En nou Elia is 'n groot profeet geweest. Hy is nie sommer Mickey Mouse geweest nie. Sê Here, net ek het oorgebly wat nie die knie gebuig het nie. Weet jy wat sê God vir hom? Hey, staan op, eet. God stuur kraaie om te versterk, as hy versterk jou. En die voedsel van God maak dat hy vir 40 dae, 40 nagte aan een kan stap. Jy al 40 dae, 40 nagte gestap aan een. En die Here sê vir hom, daar 7000 wat nie die knie gebuig het nie. Satan sal altyd probeer om jou, is nie ek, me, mine, I. No, dat is baie meer Kali. Dis hoekom Jesus gesê het, hy sê, ek bou my kerk. Ek hoef niemand te bou nie, ek bou u. Ek bou nie gebou, ek bou nie organisasie, ek bou jou. Jy is so precious, ek dink jou, kyk, sien ek Jesus. Goed, sê, dat is beloning. Nou, wat maak ek met vervolging? Jy moet hulle vergewe. Weet jy hoekom moet jy hulle vergewe? Weet julle wat sê hy vir ons in Johannes? As jy nie geweet het dis sonde nie, is dit nie vir jou sonde nie. Maar as jy tot kennis gekom het, dan word dit vir jou sonde. Wat sê 1 Korintiërs 2 vers 14 vir my en jou? Wat sê Paulus vir hulle? Die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want hy kan nie. So in ander woorde, as God dan dit vergewe, moet ek en jy ook mense vergewe. So as hulle jou vervolg, Jakobus, moet jy vergewe. You need to forgive him. Jy moet daai niggies en daai anties wat jy wil berou, jy moet hulle vergewe, man. Vergewe, vergifnis vir my en jou. Nou, want as jy nie vergewe nie, kry jy nie beloning nie. So in ander woorde, jy weerhou jou, want jy wil nie vervolg word nie. Dan kom die beloning nie na jou toe, kom nie na my toe nie. So, nommer 1, om jou beloning te ontvang, vergewe, onmiddellik, maar jy moet verstaan, ja, maar pastoors, kerksmense, man, my magtig, ek het vir 30 jaar in die kerk gesit, en ek het intelligent gelyk, en ek het geluister na die dominee, en ek het gekatkeseer, en ek het aangeneem, en ek het voorgestel, en ek het al die dinge gedoen, en ek het daar nie, man,
my wit pak, my swart pak, dan sit ek daar, en ek sit en luister, maar hey, ek was nog nie tot wedergeboorte gewees nie. Ek sal nooit vergeet, 'n man is 'n treindrywer gewees. Ek was die terreinmeester gewees, en die aand klim ek op die diesel. Nou, wanneer hy reageer diesel, en hy sê vir my hierdie woorde, dan hy sê vir my, hy sê, Gerrie, ek en hy was saam in die kerk gewees, saam in die kerkbank. Hy sê, ek het 'n jaar vir jou gebid. Ek is so bly, dat jy Jesus aangeneem het, as jou saligmaker. You need to forgive people. Daai ouens wat jou gaan vervolg, hulle gaan jou, die vervolging is jou bewys dat jy vrugbaar is. Moet nie dat vervolging jou besteel nie, deurdat jy nie wil vergewe nie. Moenie dat vervolging jou besteel nie, moenie dat hulle jou rob nie, jou terughou van koninkrykslewe nie. Want party van hulle kan 'n rol wees, ou broer. Hulle kan jou beskuldig dat die bissies bewe van goeders wat jy nie gesien, maar hulle verstaan dit nie. But you need to forgive him. En ek sluit af, dat ek nou regtig afgesluit. Jou grootste wapen, is om God te loof, God te prys. In die vervolging, nie vir die vervolging, in die vervolging. Begin ek God te loof en te prys. Here, dankie dat ek waardig is om te ly ter wille van U, Jesus, my saligmaker, my verlosser, my redder, my geneesheer, my bevryder, my heiligmaking, my geregtigheid. Jesus, ek loof U en ek prys U en ek maak U naam groot. Ek besing U lof, Here. Ek vergewe hulle. Blydskap maak dat jy maklik kan vergewe. Maar jy het nodig om te weet. Hulle weet nie wat jy weet nie. Wat sê ou Driekus? Wat is hy Driekus? Ou daai skop en slaan ou Du Plessis. Ja. Wat sê hy vir hulle toe hy begin? Hy sê hulle weet nie wat ons weet nie. Dis nou waar as hulle weet nie wat ek en jy weet as kind van God nie. Sien, ons kan die goedjes van toepassing maak, man. Ons kan leer. Amen. Ja, prys die Here, ek het my boodskap gegee. Sê jy amen omdat jy nou te lang gepreek het. As ek klaar is. Halleluja, prys die Here. Okay, ons gaan as daar enigeen, weet jy, die woord moet vrymaak. Ek kan vir jou bid vanoggend. As jy siekte het, maak as jou gesond. Hier's genoeg ouens hier so wat hierdie geloof het om jou gesond te maak. As jy nog nie tot wedergeboorte gekom het, jy nog nooit Jesus aangeneem het, jy jou salig maak, is dit jou tyd. Met die hart glo as jy die woord gehoor, met die hart glo as met die mond bely is dat Jesus die weg en die waarheid en die lewe is. Hy is die Christus. Ons neem hom aan as ons salig maak. Net presies sê, ek is dankbaar dat ek op 40 jaar oud die Here aangeneem, maar dis 'n daaglikse bekering. Dis nie ek het my datum en nou is ek bereid, ek is net bereid wanneer ek by Jesus is. Jy tot wedergeboorte kom, dan bekeer jy jou elke dag. Maar wedergeboorte moes eers te kom voor bekering. Voor jy gehoorsaam kan word. Ja, maar dan jy gehoorsaam word. Pragtig, mooi, dankie hoor. Kom aan kerk. Ek bekeer my van my onbetrokkenheid. Ek bekeer my van die eelte wat op my stoepe groei. Ek is net sit net. Ek is vry. Ouers, daar's soveel geleenthede vir die kerk, vir my en jou nou. Daar waar jy in die dorp loop. Doen die wonderwerke, doen die werke van Jesus. Julle wat saam met my al julle ruk is in die aande wat ek toerusting gee om die krag van God se gees te bedien. Dis die gawes wat vir jou die deur oopmaak. Dis die gawes wat vir jou wys. But you and I need to become Jesus for the world. Ouens. Kom ons gaan vanoggend aan sit by die tafel van die Here.